2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek wees in julle midde. En daar waar die Here is dit heilig. Terwyl Moses verskyn te sê, Moses, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. Heilig moet ons vandag ons skoene uittrek en sê, Here, ons ootmoedig ons voor U aangesig, want U is heilig. Welkom een en elkeen hier saam met ons vanmorgen. Mag U vanmorgen die diens geniet en ontvang uit die hart van die Here dit wat is heerlik warm. Kan nie sê dis lekker nie, want dis nie lekker warm nie, dis net warm. Maar ja, dis verskriklik warm. Maar in my hart is dit warm vir die Here ook. Dis al wat saak maak. As ons brandend is vir hom, kan die Here iets meer doen. Prys die naam. Pastoor Dennis God ook met gedoen. Prys die Here. Glory to God. Heilig, heilig, heilig is U, o Here God. Ons loof U, ons prys U as ons groot en almagtige, alomteenwoordige, alwetende God. Dankie Here dat U elkeen ken wat vanoggend in hierdie huis is. Dankie dat U elkeen by die naam genoem het, geroep het, Here. Dankie dat U hier kan wees. Here, dankie dat U afspraak het met elkeen van ons vanmorgen. Here, ons lei die woord vanmorgen oor elkeen, Here, ons bid dat U naam verheerlik sal word. Here, laat die Heilige Gees salwe neerdal in die diens. Here, oor die musikante, die voorsangers, Here, oor pastoor se woord wat sal uitgaan, Here. Here, dat die woord sal uitgaan en het sal doen dit wat voor stuur, Here, op die ledig sal bring. Here, laat U wil geskied. Laat die koninkryk verheerlik word in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Jesus, oh
Bring about a change in my life.
on the outside, bring about a change in my life. Oh, what a change. Oh, what a change. Oh, what a change in my life. Oh, what a change. Oh, what a change. Oh, what a change in my life. I've got Jesus on the inside, moving on the outside, bringing about a change in my life. I've got Jesus on the inside, moving on the outside, bringing about a change in my life. Oh, what a change. Oh, what a change. Oh, what a change in my life. Oh, what a change. Oh, what a change. Oh, what a change in my life. Die klank is nou gone. Ja, sê. Prys die naam van die Here. Maak nie saak nie. As jy by die Here was, en jy was hier, kan jy nie dieselfde wees nie. Because he changes on the inside. Moving on En the kort voor outside. lang, jy moet te wees van die outside. Sonder dat iemand vir jou sê wat om te doen. Oortuig die Heilige Gees jou van sonde, van regtigheid en van oordeel. Dit is sy werk. Ek moet net vashou. Dan doen hy die werk binne in my. Oh, what a change is brought in my life. En ek is so dankbaar daarvoor vir dit wat hy in my lewe gedoen het. Ek moet het anders sien. Let go and let God. Let go and let God have His wonderful way. Let go and let God have His way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have His way. Oh, let go and let God have His wonderful way. Let go and let God have His way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have His way. Oh, let go and let God have His wonderful way. Oh, let go and let God have His way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have His way. Let go and let God have His wonderful way. Oh, let go and let God
die Gees van die Here vanmôre oor ons uitgestort sal word. Here, dat U vanmôre ondersoek sal doen in ons lewens en sal kyk, Here, wat is daar wat nie daar moet wees nie. Dat U dit sal verwyder uit ons lewens uit, Here, dat ons voor U kan staan as rein en heilige offers, geregverdig deur die bloed van die lam. Dat die Gees vanmôre kan oor ons betuig van dit wat in ons lewens daar moet wees nie, Here. Dit nie alleen God het ons gesondig en ons bely dit vanmôre. U is God vanmôre, U is heilig. O Lord, U is so good. Hallelujah. Julle is hier om deur my geseën te word. Maar ondersoek jouself as jy die sout van die aarde is, of jou sout nie al laat verword. Dis nou die tyd om na my te roep en my te vind. Want wie sê, jy gaan net nou nog lewe. Bring al jou bekommernisse na my toe. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou 'n vader wees en jy sal vir my 'n kind wees. Onthou Jesus Christus my seun en die bloed wat hy betaal het vir jou op die Golgotha. Hy was gemartel vir jou. En al wat ek vir jou vandag vra is, gee my jou hart. Here is sy naam, heilig, wonderbaar, raadsman, sterkevol, ewige Vader, vredevol. Kom nou dat ons die saak uitmaak, sê die Here. As jou sondes was soos water, ek sal dit uitmaak soos kom dat ek jou help vanmôre. Jy is op die regte plek vanmôre op die regte tyd. So sê my peace has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. My peace, who has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. My peace, who has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. My peace, who has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. Cast all your cares on Him, for He cares
besef ons wat ons sing hier. Cast all your cares on him, for he cares for you. He is my peace. 2 weke terug het ek in baie betwyfeling nog gestaan. Maar my vrede was in hom alleen. Hy wat God is, hy wat koning is, he is my peace. He has broken down every wall. Ek was so 2 weke terug vir 'n biopsie gewees, om te kyk of daar kwaadaardigheid is. En die dokter het 14 trekkings gevat. En 'n week het verby gegaan, die volgende maandag, die maandag wat verby is, het ek hom gaan sien weer. En hy het vir my gesê, ek het vir jou goeie nuus en ek het vir jou slegte nuus. Ek sê, gee die slegte nuus. Hy sê, ons het 14 biopsies getrek. 1 uit die 14 is kwaadaardig. My God, he's living. He's a living God. 4% is dit. 5%. Hy doen. Omtrent niks. Toe sê hy vir my, hy sê, daar is kwaadaardig. Sê, maar, kanker is soos 'n team. 'n wilde team. Hy sê, hy kan inkom en jou vreet en jou klam. Hy sê, maar dan kry jy die een wat die boskat is. Hy sê, hy is ook gevaarlik, hy is so medium. Hy sê, maar dan kry jy 'n huiskat. Hy sê, dis 'n rustige. Hy sê, jy het 'n slapende huiskat. Wat is God al die eer? Hy is die God wat leer. Hy moet net vanmôre jou peace wees. Cast all your cares on him. Plaas al jou behoeftes, al jou begeertes, al jou tekortkominge, plaas dit op hom. Because he is our peace. Thank you. Die probleem is, ons gooi dit, maar as ek uitloop, ek net my papi kry. Die uitnodiging is daar, dan gee ons dit, dan kom jy, dan bid ons. As jy uitstap, ek het dit al baie vir mense gesê, hier is die vyand se speelveld. Daarom sê die woord, trek die helm van verlossing aan. Want as ek het uitgegooi het, kan die duiwel nie 'n pyl of 'n gedagte hier plaas nie. Maar ons stel onsself tot hom oop. Ons maak onsself tot sy beskikking wat hy gedagtes plan. As Lord Barry kon rondgeloop het met die gedagte, daai goed gaan negatief terugkom, ek gaan die probleem hê. Ek het dus ook gegaan vir toetse en ek dank die Here, die God wat ons dien is groter as kanker. Kanker moet die knie buig voor Jesus Christus. Jesus Christus, he is Lord of everything. He is Lord of all. En maak nie saak wat die kwaal is nie. Maak nie saak wat die begeerte is nie. Dit moet die knie buig voor Jesus. As dit 'n naam het, moet hy buig voor Jesus Christus. Ons gaan dit weer sing. Dit was nie deel van die program hier waar ons nou is nie. Maar die Here werk op ander maniere. Hy werk nie volgens ons skedules en ons programmetjies nie. Die eerste woordjie hier sien ek, as God begin beweeg. Want as God wil beweeg, wie is ek? Wie is u om in sy pad te staan? As God wil hy werk en hy sal beweeg en hy sal doen wat hy wil doen, want hy is God. Halleluja! Kom ons gee vir die Here lof op dit wat hy is. He is God! He is God! He is God! Halleluja! En ek kan hier die wêreld en die vyand van die Heer. Sy naam is Jesus! Sy naam is Jesus! Hy is ons God! Hy is ons oorwinning! Halleluja! He is my King, who has broken down every wall. He is my King. He is my King.
Elke oog gesluit. Elkeen maak nou kontak met God die Vader. Daar was 'n uitnodiging. Kom nou na my toe. Nou, Here Jesus, nou. Probeer kom en getuig hierdie span. Daar's mense in die plek vanmôre. Jy loop rond met kwale. Jy loop rond met gedagtes. Jy loop rond met siektes. Jy loop rond met vrese. Jy loop rond met bekommernisse. Die woord sê dit uitdruk, neem my juk op jou, want my las is lig. Waarom sal ons sukkel met ons stryd? As die Here soveel maal vir my vir ons sê, werp julle kommer op my, want ek sorg vir julle. Ja, amen. Ek gaan nie vra, en dan gaan mense moet bykom. Jy wat vanmôre voel, Here, ek kan nie meer hierdie alleen dra nie, ek gaan nie voorstaan. Want ek gaan self deur 'n geweldige ding. En ek het vanmôre nodig om dit te lê by die voete van die Here. En die wat vanmôre op saam met my hier voor wil kom staan hier voor. Ek gee nie om hoe lank jy op die pad is nie. As jy vanmôre in jou hart voel, Here, ek het U nodig, dan nooi ek U uit, kom staan vanmôre hier voor. Ons gaan niks vir jou doen nie. Jy ken die routine, die mense gaan net vir jou bid. Maar God wants to change your situation. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Dis die voorwaarde. Ek moet die eerste tree gee sodat God na my toe kan nader. Pastor Barry sing dit vir ons en ek bid vir U. Die wat vanmôre voel in jou hart, hierdie Here nodig, kom uit na vore. Julle weet, moontlik was daai kanker wat ek gehad het, 'n willetdier gewees. Maar in hierdie huis van God het ons saam ingetree en God vertrou. En ek glo daai willetdier het tot 'n val gekom deur wat hier gebeur het. En wat hier vanmôre gebeur is nie om te oorweeg te nie. Dis nie net 'n gebeurtenis nie, maar dis sy Vader se hand. Daai dier kan vanmôre aangevat word, hy kan 'n bankhuisstand raak vir jou vanmôre. Want hy is God. Hy leef. Hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy is en bly dieselfde Jesus. Die Jesus wat gekruisig is vir ons op Golgotha, sodat daar vir ons lewe en lewe in oorvloed kan wees. Dis wat sy woord beloof, dat daar lewe en lewe in oorvloed is. Vir een en elkeen van julle vanmôre wil ek sê, daar's lewe. Daar's lewe in Christus. Hy het die prys betaal, sodat ons oorwinning kan behaal. Want ons is nie net oorwinnaars nie,
maar ons is meer as oorwinnaars. En uit jouself uit kan jy 'n oorwinnaar wees. Want deur Christus is ons meer as oorwinnaars, want hy het die prys betaal. Aan hom die eer, die lof en aanbidding. Thank you, Jesus. Let my koortjie speel. Jesus gaan nou verby. By jou en by my verby. Jy sien, jy het gedink vanmôre, jy kom vir 'n diens wat ons het 'n doopdiens hierna. Jy het vanmôre kom ook nie saak wat medisyne sê nie, my broer. God sê iets anders. As medisyne. God se bevinding is vanmôre, broer Frikkie, iets anders. Hy sê, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. 1 Petrus 2:24 sê, deur wie se wonde julle genees is. Halleluja! Jy's reeds, jy moet dit vanmôre vat in Jesus naam. Dis nog mense om uit te kom. Stap maar so 'n bietjie vorentoe. Ek wil vra of daar nog mense wat kan kom as tot Dennis kom bedien saam. As daar nog mense is, prys die naam van die Here, hier's mense om te bid. Jesus gaan nou weer verby.
Ek wil hê ons drie broers op die laaste lied sing. Soos 'n hert smag na waterstrome. Laat daar so smagting dat iedereen en elkeen van ons se gees en in ons siele kom om te sê, Here, ek smag na die Heilige Gees. Ek smag, Here, die aanraking elke liewe dag. Loof sy naam. Soos 'n smag na waterstrome tot my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek wil U naam vereer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek wil aan U eer. Soos 'n hert smag na waterstrome tot my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek wil U naam vereer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek wil aan U eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek wil aan U Ek het kort getuie hier. Veel moet vertel. Is net soos pastoor Daryl gesê het, dat die Here is goed. He is Almighty God. Daar's niemand soos hy, nie een nie. Ons het baie geseën, ek en my se baie geseën met agterkleinkinders, agterkleinkinders. En ja, my kleinseun bel ons van Johannesburg af en hy het 'n dogtertjie en 'n seentjie en hy sê vir ons dat hulle is weer verwagtend. Maar dit was nie beplan nie. So dit was 'n opsie. Maar hulle het die dokter toe en hulle sonas geneem, kyk en dit aan. Hulle met allerhande dinge gekom. Heel eerste, die niere is vergroot. Tweede, die hart werk nie reg. Derde, die een dreinkamer is vol water. Hulle moet maar dink om te aborteer. En my kleinseun het gesê, nou, dit gaan nie gebeur. Hulle het ons vertel en sê wat die doktersuitslae was. En ons het begin bid. Jy het daar baie saam met ons gebid. En ek en my sê het gebid, Vader, bewaar David en die moeder
geseënd, gesalf en gesond en volmaak geskape gaan wees. En ons het aangebid en aangebid. Toe sê hulle vir hom, dit te bewys dat hulle moet dink om aborteer, gaan hulle bloedtoetse vat en die mediese fonds betaal nie daai bloedtoetse nie, dit is R6.000. En my klein sê dadelik die geld oorbetaal en die bloedtoetse geneem en dit word Kaapstad toegestuur. En 2 weke later kom die bloedtoetse terug. Was niks verkeerd nie. Toen kom hulle weer met 'n ander dag, nog eens so. Toe sê hulle die been, hierdie groot been, alles tekort. En ons bid, sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Daai kind gaan volmaak geskaap word. Ons het aangebid. En die babatjie is gebore, Lumei. Die Luitjie is gebore die 24 Januarie. Pragtige meisie, en daar is niks verkeerd nie. Sy is direct ICU toe, omdat sy van die vrugwater gekry deur 'n vorige operasie wat hulle verkeerd gegaan het. En hulle dit uitgetap, maar toe sy daar is, toe hulle na die hart gekyk, hulle het na die brein gekyk, en daar is niks verkeerd nie. En dit is weer van dit eens bewys, gebed, maak alles uit. As ons het vertrou en glo, dan kom God in werking, en hy neem oor. En nou is daar hier klein kinders van ons hou ons op ons knieë. Nou is daar nog 'n 7de enetjie wat op pad is. En ons bid ook vir daai mamie, dat sy en haar babatjie gesond, geseënd, gesalf en volmaak geskaap is. En aardig hoe dat die vyand probeer. Ek bedoel Vrydag aand is ons hier met die doopkandidate, die komputersisteem werk fyn. Vanmôre ewe skielik wil hy nie werk nie. Nou is dit. Dit maak my aan die een kant opgewonde want something good is about to happen. Something is about to happen. Amen. En nou moet jy weet, jy beweeg. Ek het altyd gesê en ek het dit laas Sondag as ek reg is, het ek dit gesê, Brennie, korrigeer my. As die duiwel nie teen jou is, die beteken dat hy stap saam met jou. Is dit waar? As hy nie teen jou is nie, beteken dit hy stap saam met jou. En dit is baie gevaarlik. Efesiërs 4. Kan jy onthou wat het ons laas week gepredik? Kan jy onthou? Daar iemand wat kan onthou? Amen. Die sonde sal oor jou sterflike liggaam nie heers nie. Amen. 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 Hy sal oor jou sterflike liggaam nie heers nie. Jy sien, hoekom ek jou nou vra? As jy nou 'n paar van julle sal nou kan onthou net voor ek begin. Toe ons in die huis was, moes jy baie duidelik luister waar het die pastoor gepreek en wat het hy gepreek. Want as jy by die huis kom, ek praat van my lewe se dae, is daar iemand wat weet waarvan ek nou praat? Dan het jou pa gevra, waar het jy die pastoor gelees? Bewaar jou. Bewaar jou sitvlak. Sê nie kan vir hom onthou. Of altyd. Ja, en hy het nog gekyk, Romeine 6:14. Ja, die sonde sal oor jou sterflike liggaam nie heers nie. So moenie vir my sê, pastoor, ek kan nie die ding los nie, jy kan nie wat jy wil nie. Maar vanmôre gaan ek met jou oor iets anders praat wat die mense baie keer nie weet waaroor dit gaan nie. Efesiërs 4 vanaf vers 17. Efesiërs 4 vanaf vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God
deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref het, die oude mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af. Hoor geen amen. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergang oor julle toorn nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Laat een wat steel nie meer steel nie, maar laat hy hom liewer arbei, deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat julle die genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid, woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik, vol ontferming teen mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Teksvers vanmôre, die 30ste vers. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Nou iemand het so ruk gelede vir jong mense gevra waarom hulle nie kerk bywoon het. Dit was broer Rex gewees, nee. Was broer Rex. En toe hy aan die jong mense vra waarom hulle nie hulle voete in 'n kerk sit of iets nie, toe sê hulle, die antwoord is, dat die kerk het te veel reëls. My God, die vyand het dit reg gekry om. Die kerk het te veel reëls. Hierdie is die reëlboek van God. Hierdie is die woord van God. In die begin was die woord en die woord was by, en die woord was God. En ek kan nie hemel toe gaan, ek kan nie wetywer om hemel toe te gaan, as ek nie die spel op my eie spelreëls nie. Ek kan alleenlik hemel toe gaan, wanneer ek by die spelreëls van God betrokke raak. En dit doen. Hy sê Johannes 12:48 sê hy, wie my verwerp en my woorde nie aanneem, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, die sal hom oordeel in die laaste dag. Wanneer jy sê jy wil nie aan 'n klop reëls verbonde wees nie, is dit juis hier die woorde wat jou in die laaste dag wat vir jou gaan oordeel. Jy gaan staan volgens hierdie woord wat geskrywe is. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet verstaan dat as kind van God bestaan dit nie uit 'n stel reëls wat ek moet nakom nie. Dis nie 'n klomp do's en don'ts nie. Nee. Weet jy wat is dit? Ek moet 'n verhouding uitlewe volgens die woord van God. Ek moet 'n verhouding lewe volgens die woord van God. En nou is dit baie interessant. Hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, skrywe Paulus nie aan die heidene nie. Hy sê in Efesiërs 4 vers, hy sê ek skrywe aan die heiliges en die op. Hy skryf dit vir Christene. Hy skryf dit vir
wedergebore kinders van die Here. En daarom het hy dit geskrywe, en hy gee dit as 'n waarskuwing aan hulle, en hy sê, moenie die gees van God bedroef nie. Dis jy moet vanmôre een mooi verstaan, ek bedroef nie die gees van God, alleenlik wanneer ek 'n sonde of 'n misstap doen nie. Nou, dis wat ons persepsie is van bedroef en die Heilige Gees. Maar ek gaan vanmôre so kort met jou daaroor. Met ander woorde, ware kinders van God kan nog steeds die gees van God bedroef. Die Heilige Gees is vanmôre 'n persoon. Dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n krag nie, dis die derde persoon van die Godheid, die Heilige Gees. En die Heilige Gees is vanmôre daar en hy leer ons om alles te onderhou wat hy ons beveel het. Hy lei ons, hy sê, want as ek gelei word deur die Gees van God, dan is ek 'n kind van God. Halleluja. Die Gees is daar om te getuig, want my gees getuig saam met God se Gees. Ek is 'n kind van die Here. Maar hy kan bedroef word, soos ons teksvers vir ons gesê het. En hierdie bedroef beteken om pyn te veroorsaak, om hartseer te maak, om iemand te verwond. Jy sien, ek bedroef die Heilige Gees, wanneer ek sonde regpraat en regverdig. Hallo? Ja, ek kan maar drink, Jesus het dan water en wyn verander. Dis die regverdiging, dis wat mense regverdig met sonde. Ek kan maar so, net nie te erg nie. Maar dan vergeet ons van die voorbeeld, wat sê dat 'n dronkaard sal die poorte van die hemel nie instap nie. Maar ons regverdig sonde, en dan is ons besig. Jy weet ons nou, kry ons nou, dis nou maar volop in hierdie land en oral in die wêreld, dieselfde geslagshuwelike ensovoorts. Dis vir God 'n gruwel. Dis 'n gruwel vir die Here. Ja, maar dis waar die tyd het verander. Jy regverdig sonde, jy praat dit goed. Jy is besig om die Gees van God te bedroef. God sê vir daai kerk daar in Openbaring, hy sê ek weet dat julle die sonde haat soos wat ek die sonde haat. Daar's nie 'n goedkeur, 'n regpraat nie ensovoorts. Ek bedroef die Heilige Gees wanneer ek sy oortuiging vanmôre so bietjie ignoreer. Wanneer ek sy hart so in my lewe so bietjie teestaan vanmôre, dan bedroef ek die Heilige Gees van God. En wanneer ek vanmôre bewustelik ongehoorsaam is, ek sê bewustelik, het jy gehoor? Is kindersonde. Wat het ek nou so pas gedoen? Het jy gehoor? Hi Barry. Ekskuus dat ek jou gebruik doen. Ek is besig om bewustelik ongehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Ek is besig om God se Heilige Gees bedroef te maak. Die Heilige Gees vanmôre, God sê ek is 'n jaloerse God. Hy begeer jou heiligheid vanmôre. Hy begeer vanmôre jou absolute alles, jou 100%, nie 99, nie as die Here as ek lus voel of wat nie. God sê ek is jaloers en ek soek jou hele lewe kompleet. En as jy kyk na ons geleesde gedeelte, dan sien jy wat Paulus sê wat die Heilige Gees doen, 25ste vers, laat die leentaal. Ag, pas jy weet, is net 'n ou wit liedjie hierdie. Leen het nie klere nie. Lieg is lieg.
En of het bietjie is, en of het 'n groot mate is die 25ste vers. Hy praat in vers 26 en 27, onbeheerste woede. Dit bedroef die gees van God. Hy praat verder nog, vul taal. Ja, ons het mos nou 'n verskoning. Vul taal, afbrekende taal. As jy 'n woord gebruik en sê, pastoor, dis nie 'n vloekwoord, dis ons net 'n ou kragwoordjie. Daar seker dinge in die Bybel wat God sê, moenie eens oor jou lippe kom. Hy sê vir my die ligsinnige praatjies en dit sal gaan tot erger en erger. Pastoor, maar hoe gaan ons dit maak? Stry hard, want God het gesê dis min wat dit gaan maak. Stry hard. Dis nie sommer maar net om in te stap nie. Hy sê dis ander dinge wat die Heilige Gees van God bedroef. Vers 31, die bitterheid en die woede, die toorn, die geskreeu en die lastering. En dan vers 32 kom hy en hy sê die onvergifnisse is iets besig om die Heilige Gees te bedroef. Hoekom? Want is 'n direkte opdrag uit die troonsale van God, dat soos Christus julle vergeef het, so moet julle, nie as jy wil, of as jy maar net voel daarna, en of dit vir jou lekker sal wees, en of die tyd gelees sal wees of nie, en of jy reg is of nie. God sê, jy moet vergewe, en as jy nie vergewe nie, is jy besig om die Heilige Gees van God neer te staan en te bedroef. Het is vanmôre baie opvallend dat al hierdie punte wat die Heilige Gees bedroef, is punte tussen mense. Hallo? Dis punte tussen mense wat die Heilige Gees bedroef maak. Met ander woorde, hoor my stelling. Jy kan reg glo, maar jy kan verkeerd leef. Ek sê jy kan reg glo, maar jy kan verkeerd leef. Gaan praat 'n bietjie met, ek noem nou maar net, jy kan met enige iemand gaan praat. Maar gaan praat met 'n dronkaard en vra hom nou wie glo hy. Hy glo ook in Jesus Christus. Maar my Bybel sê so wat help jou. Ek veroordeel hom nie. Ek sê wat die Bybel sê. Die Nistraars, hulle glo ook in Jesus, maar hulle lewe verkeerd. Hulle gaan dit ook nie maak, die gaan lees Romeine 1. Maar hoor net mooi kind van God. Met ander woorde, ek kan reg glo, maar ek kan nog steeds die Heilige Gees van God bedroef. Mooi verstaan vanmôre. Vers 30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot op die dag van verlossing. Hierdie seël beteken, ek behoort aan God. Hierdie seël beteken, ek is veilig in Jesus Christus. Hierdie seël beteken, ek het 'n hoopvolle toekoms. Ek is verseël. Die vraag ontstaan, wanneer bedroef ek die Heilige Gees dan? Wanneer ek harde en skerp woorde gebruik, maak lewe nie sag nie. Dan hulle vir 'n mooi voorbeeld gee. Ek bedroef die Heilige Gees wanneer ek God aanbid, maar ek verag mense. Ek ken nou nie my broer hier nie. I love him. As jy ook sê jy lief nie. Ek ken God se beeld en sy gelykenis. En daarom het ek lief vir hom. Maar hoe kan ek in 'n kerk sit? Kom ek sê ek het hom nou goed geken. Ek sit in 'n kerk en ek aanbid God. Maar ek het 'n saak teen hom. Ek bedroef die Heilige Gees van God. Want ek is bewus dat dit is 'n ongehoorsaam aan die woord van die Here. Maar ek hou nie van jou. Ja, dan sê die woord met vrou hou nie, hy sê vir my lief wees. En as jy vir my lief is, dan gaan jy dat vir my like ook. Amen? En Jesus naam. So ek aanbid God, maar ek het 'n veragting teenoor my mense wat saam met my in die kerk sit of mense buitekant. Ek bedroef die Heilige Gees wanneer ek bid, maar ek weier om te vergewe. Ek is besig om die Gees van God te bedroef.
ek betroef die gees van God, want ek al die kennis het, maar ek het nie die liefde nie. Hallo. Die Heilige Gees word bedroef wanneer Jesus Christus nie in my lewe raak gesien kan word nie. Wanneer Jesus Christus nie in u lewe kan raak gesien. Het jy al gehoor en sê, ja, as dit 'n kind van die Here is, dan wil ek nie een wees. Het jy dit al gehoor? Want Christus is nie in daai liggaam sigbaar. Amen. En dan sluit Paulus hierdie hoofstuk af met iets kosbaar van wat dit is om die Heilige Gees te behaag. Hy sê maar, wees vriendelik, vol ontferming. Partykeer stap jy in die dorp en as jy hier kom 'n ou van vooraf, hy lyk of hy nou 'n 2 liter suurlemoensap gedaan het. Kry julle daar waar julle ook stap? Maar weet jy wat sê die Bybel? Wat is dan, party sukkel om 'n blydskap binne in die kerk te wys. Hallo, kom aan, ons is reguit, ons praat ons reguit in die kerk, ons draai nie doekies om nie. Maar weet jy wat sê die Here? Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, sê daai vers. Want hy eindig, die Here is naby. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Nou sê hy, om die Heilige Gees te behaag, wees vriendelik en vol ontferming, vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Dan gaan ek uitkom, het jy agtergekom, wanneer jy vergifnis uitspreek teen ou. En ek was daar, en daar was tye wat ek skuldig was. By ou wat ek hom gevra het, my Boeta, vergewe my. Dan is dit soos 'n rots wat van jou skouers afval. En dan was daar tye gewees, wat ek werklik onskuldig was, en God in die hemel weet dit. Maar dan stap ek nog na hom toe, en dan sê ek my broer, vergewe my. Dan is dit nog steeds soos 'n rots wat van my afval. Nou, of iemand in die plek sê, jy gaan nie iemand vergewe vir hulle onthaalwe nie. Dis sodat jy kan vrou wees. Al aanvaar hulle dit nie, niks met my te doen. Al kan ek by Moses kom en sê, sorry Boeta. Hy sê, ja, maar ek gaan nie, ek aanvaar dit nie, I don't care. I don't care, wie accepts it or not. Ek het aan lyn gekom met God se woord. Hy sal self gaan staan vir wat hy gedoen het. Hy sal self by God verantwoording doen vir wat hy gedoen het. Amen. Wanneer my lewe die Heilige Gees behaag, sal my lewe waaragtig wees. Wanneer ek die Heilige Gees behaag, sal my lewe sagmoedig wees. Ek wil net gou so terugvat na die Here Jesus toe. En hy's daar voor sy aanklaers. En die Bybel sê, en hy was soos 'n lam voor sy skeerders, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Wat is dit? Sagmoedigheid. Ja, die julle verstaan nie. As my broer iets sê, dat hy nog nie klaar gepraat nie, dan wil ek al klaar iets sê om terug te kom. Wat is die sagmoedigheid? Was die woord wat sê ons moet mekaar voorgaan en eer betoon? Was die woord wat sê die een moet die ander een hoër ag as homself? Was die woord van God in ons lewens? Sagmoedig wees. Wanneer ek die Heilige Gees behaag, gaan ek vergewensgesind wees. Wat sê Jesus op die kruis? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Vergewensgesindheid. Hy leer ons dit. Wanneer ek die Heilige Gees behaag, sal my lewe liefdevol wees. Met Jesus dit, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe
kan hê. As ek die Heilige Gees, hier is ons probleem. As ek die Heilige Gees behaag, dan gaan my lewe spreek van 'n absolute 100% totale oorgawe aan God. Kan ek amen kry? Nie halfpad nie. Ek kan nie met hierdie een been van my in die pad van God stap en met hierdie ander een wil ek die duiwel dien nie. Ek en jy is vanmôre in hierdie plek omdat die Here Jesus toe hy aarde toe kom het, toe verbind hy hom aan die volle opdrag van God en hy gaan kruis toe en hy gaan sterwe, hy word begrawe, hy staan op, maar hy het hom verbind vanmôre, is ek nie gered omdat hy hom verbind het tot die volle opdrag van God. Hoe verbind is ek nie vanmôre aan die opdrag van God? Ja, was so 50%, you're not gonna make it. Was so 80%. Ag Here maak ek daarom beter as om sampie, ek is daarom nou nie soos om sampie. Ek wil net te voorkom. Ek kan nie hom gebruik vir my regverdiging, omdat ek beter as hy of hy beter as ek is. Ek moet my verbind aan die totale woord van God. Nie dit wat vir my lekker en maklik is nie. Ek moet my verbind. Jy sien dan, Jesus kom, Johannes 5:30. Hy sê, ek soek nie my wil nie. Dis die Here Jesus wat praat. Hy sê, ek soek nie my wil nie, maar ek het gekom, sodat ek die wil kan doen van hom, wat my gestuur het. Hy het my en nie gered en ek en nie moet die reëlboeke van God nakom wat hy vir ons agtergelaat het. Want hy het gekom en hy het die Vader totaal oorgegee. Om sy wil te doen. Om sy koninkryk uit te bring. Dit beteken nie ek is perfek. As 'n prediker vir jou sê, hy is perfek, sê vir my sê nie. My Bybel sê, kom aan, jy het ook 'n Bybel wat so sê. My Bybel sê, daar is niemand sonder sonde nie. Hy wat sê sonder sonde lieg. Die waarheid is nie in hom nie. So, luister, dit beteken nie dat ek vanmôre dat ek gaan perfek wees nie, maar dit gaan beteken dat ek my totaal oorgee aan die woord van God. Laat my gedagtes oorgegee word aan hom. Laat my ore oorgegee word aan hom. Laat my spraak oorgee, laat my handelinge oorgegee word. Laat my besluite aan hom oorgegee word. Laat my voete waar ek sal stap aan hom oorgegee word. Laat my gesin aan hom oorgegee is. Laat my besigheid aan hom oorgegee is. Laat my familie, my kinders en my kleinkinders aan hom oorgegee is. Halleluja. Dan kom ek by 'n totale oorgawe aan God. As dit nie totale oorgawe is nie, dan gaan nou praat Matteus 7 van daai mense. Here, maar in U naam het ons hande op die siekes gelê. Here, in U naam het ons geprofeteer. Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf. Dan sê hulle sê almal, "Ek is die Here, Here nie." Hy sê, "Gaan weg. Ek ken julle nie." Hulle het nie die volle oorgawe gehad. Ek ken jou nie. Daarom sê Paulus, stry hard om in te gaan. God verwag van my en U om ons te verbind aan die woord van God. Soms is ons in omstandighede. Hoor mooi wat die pastoor vanmôre vir sê. Ons is soms in omstandighede en dan dink ons God het ons verlaat. God het jou nie verlaat nie, dalk is hy net vanmôre so 'n bietjie bedroef.
Nou is die amen stil. Nou is die amen stil. God verlaat jou nimmer meer. Maar dalk net vanmôre is hy so 'n bietjie bedroef. Maar dit, ons praat so maklik van mense. Ons praat so, daar's hordes dinge wat ons kan opneem. Net so 'n bietjie dalk vanmôre is hy bedroef. Maar God roep ons vanmôre tot 'n herstel. Daar kom daar. Ek weet net die pastoor in die plek so ek sal bestem wat jy voel. Ek het al daar vir my vrou gesê, ek voel nie reg vanmôre om met die woord van God te gaan staan. Maar my liefde vir hom, I get up, dress up en show up. My liefde vir koning Jesus. Daar was daar. My vrou het vanmôre ingestap en sy sit met 'n nierpyn. Ek dink hy's nou gesond in Jesus naam. Was hy vir 2 dae gelê met nierpyn. Sy kon vanmôre gesê het, ag, Suster Bets is hier in Tolman, met BJ. Hulle is almal hier. Maar sy het bestaan om op te staan, aan te trek en op te dag. Want dit gaan nie oor ons. Dit gaan oor koning Jesus. Toe hy al die pyn verduur, toe stap hy na Golgotha's heuwel. En hy bloei, en hy sy mekaar het geskeur. Want dit was vir hom die moeite werd, om op te dag, om vir my die prys te betaal. Dit was vir hom die moeite werd. Hy roep ons vanmôre tot herstel. Hy roep nie vanmôre om te vrees nie. Hy roep ons vanmôre tot 'n bekering. Bekering is nie wedergeboorte nie. Bekering is 'n elke dag saak. Om te sê, Here, ek is vanmôre jammer dat daar tye was wat ek U bedroef het. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God. Is dit waar? Dit skrif. Psalm 47:2. Maar dit nie vanmôre is nie, die Here sal verstaan. Pas op as God se gees bedroef vanmôre, vanmôre. Want dit is 'n opdrag. Juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Pas op dat ons sê God begin bedroef maak. Hy roep jou nie daar op afstand nie. God wil 'n intieme verhouding met jou hê. Dis al hoe ons dit gaan maak. Wanneer ek 'n intiem het. Die vraag is nie, iemand het eendag iemand gevra, ken jy Jesus? Sê ja, ek ken hom. Ken hy jou? Ken hy jou? Weet hy wie jy is? Of gaan hy ook sê, gaan weg, ek weet nie waar vandaan. Daai 10 maagde, hulle was almal maagde. Hulle het almal wit klere aangehad, hulle het almal lampies gehad. 5 het net nie genoeg olie gehad. Ek ken julle nie waar vandaan julle is nie. Kind van God. Wanneer dit by die aanbidding van God gaan, moet niks my Pieter staan nou aan die gang. Staan vir aan die gang. Met ander woorde, as ek by 'n kerkdiens inkom, om God te kom aanbid, en ek dink, sy hart is nie reg met my, soos my hart met hom, wat moet ek doen? So, ek is een shop nou. Brother, vergeef my, is iets gedaan. Jy moet mooi hoor, ek sê vanmorgen. Jy kan nie kom God aanbid. En ons het saam met mekaar. Speel net weg, net vir ons iets hier. Ek wil God dankie met u. Hoor so mooi. Die offers wat vir die Here Jesus gebring moes word vir God, moes nie die lammetjie met die een oog wees nie, is jy saam met my? Moes nie die lammetjie met die gebrekte been wees nie, is jy saam met my? Moes nie die duif met die afvlerk gewees het nie.
moes nie die stuk van vee of dier wat jy wou offer, wat jy nie wou gehad het nie. Wat moes dit wees? Die volmaakte een. Hoekom, my broer? Wat God haat gebrekkige offers. Kom ons gaan so terug. Ons het vanmôre in die kerk gestap en ons het begin lof offers aan die Here bring. Maar as ons gesit het en ons het sake teen mekaar of het iemand daar buitekant, jy het onvergifnis teenoor 'n familielid, dan is jou offer nie so aanneemlik vir God. Ons gaan so 'n bietjie dieper. Ja, kom ons by aanbidding uit. Alleenlik toe die oppersaal 120 in eendragtigheid met mekaar is, toe ontmoet God hulle. Dan kom ek en ek wil God aanbid met alles. Maar my hart is nie reg met ander mense. Gebrekkige offers. Kom ek gaan so 'n stukkie verder. Hy sê wanneer jy jou offer na die altaar bring, en dat jou daarby val, dat jou broer het iets teen jou. Praat van die woord van God. Hy sê laat jou offer staan en gaan versoen jou eers met jou broer. Kom terug en bring jou offer. Hoekom? God haat gebrekkige offers. Dit bedroef die Heilige Gees van God. En vanmôre is dit 'n saak tussen my en die Here, dis tussen u en die Here. Om te sê, my God, Here, daar staan jy wat ek hier bedroef het. God sê, praat woorde van stigting. Dis deel van om die Heilige Gees nie te bedroef nie, is woorde van stigting. Met ander woorde, die kan ek julle as 'n voorbeeld gebruik, sommer maar net. As ek en my vrou by die huis is, onthou die Heilige Gees is nie net hier nie. Hy is alomteenwoordig, hy is binne in my. En ek en sy is by die huis, en ek en sy praat op 'n lelike wyse van hierdie twee mense, dat ek besig om die Heilige Gees van God te bedroef. Hallo. Is hulle nie ook kinders van die Here nie? So ek maak die liggaam van Christus, hulle is deel daarvan. Ek maak die liggaam van Christus seer. Kom aan, mamma, steek gou jou hand op. Steek gou al die mamma, steek op jou hand. Hou hom net so, is vol. As iemand jou kinders benadeel, wat maak jy? Is dit waar? Dan is jy hande en voete amper sê iets aan. Is jy hande en voete in, om jou kinders te beskerm. Maar ons wil God so graag seën. Want dis ek en my wil en hoe ek daaroor voel. Gaan my aan. Dis nooit oor my nie. It's all about him. Dis net hy. En jou koortjie sê, weet jy wat het sal kos, as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het al miskien ver weggewaar, oorbereken, wat het hierna sal kos. Jy moet hard stryd. Peter sê vir die Here Jesus, daar is iemand gaan my verraai. Hy sê, Here, ek sal nie verraai nie. Dan moet ek ook saam met u sterwe. Daai selfde nag. Daai selfde nag. 3 keer voordat die haan kraai. God help ons. Here, help die kerk. Vanmôre. Dat ons u nie sal bedroef nie. Jy sien wanneer jy, mamma, wanneer jou kinders seer maak, is jy klaar, ja, jy is kwaad,
En ja, jy wil veg, maar ja, jy is bedroef. Wanneer ons die Heilige Gees wat 'n persoon is bedroef maak, hoe sal God voel? Dis 'n drie-eenheid. Terwyl ons dit sing, jy wil vanmôre op jou voete staan saam met my, sê my God, Here, dalk was daar geleenthede wat ek nie eens aandink nie. Dalk was daar oomblikke, Here, wat ek hier bedroef het, wat ek in my hart weet, of wat ek nie eens kan onthou nie. My God, ek wil hê met my vanmôre, jy moet my vergewe, terwyl ons dit saam sing, prys sy naam. Weet jy wat dit sal kos, as God jou nie verloor, al het jy hier in rykdom gehad. O, jy het nou al miskien reeds te ver gedwaal. So bereken van hierna sal gaan. O, weet jy wat sal kom, sê my God, ek is nie as ons jou nie. Here, vergewe my vanmôre. Here, was my vanmôre. Met die kosbare bloed van die Lam. Halleluja. Reinig my Heer, my God, heilig my vanmôre. Met die kosbare bloed van die Lam. Reeds te ver voor bereken van de Tina sal Vader, ons hierdie goed sing, en ek hou daarvan om het so te noem. Wat van? Jy was nie vanmôre in die kerk nie. En jy het al 'n week terug gesterwe. Wat dan? Dis wat ons moet dink. Want soms dink ons tyd behoort aan ons. Dit het nog nooit nie. Dit het nog nooit nie. Tyd is ook nie aan jou kant nie. As jy oor 60 is, kan ek jy aansien, jy het minder daarvoor jy as wat jy agter jou het. Dis die woord van die Here. Dis waar. Kan ons nie maar net ernstig wees met God. Sê, Here, ek wil. Ek is moeg, maar die laaste pil vlak, Here. Dan wil ek alles hê. Here, ek wil deurdruk tot daar op die einde. Ek wil deurdruk, Here. In Jesus se naam. As jou nie verlos, al het jy hier in rykdom gehad. O, jy het nou al miskien reeds te ver gedwaal. Die aangename tyd is nou. Geen beter tyd as nou. Dis die Here help my. Hemelse Vader, Here het gesê in die woord, stry hard, dis min. Here, ek glo nie ons menslike verstand besef vanmôre u woorde. Toe jy gesê het, stry hard, wat is min wat dit gaan vind. Here, hier staan 'n groepie mense vanmôre voor u. Verseker het ons op een of ander stadium die Heilige Gees bedroef, alhoewel ons reg geglo het. Dan wil ons vanmôre kom en sê, o God, vergewe ons. Van die dae, die tye, wat ons die soete Heilige Gees van God bedroef het. Deur alle daagse dinge, Here. Vanmôre bid, Vader, vergewe ons, was ons, kosbare bloed van die Lam, reinig, heilig ons.
Here, trek vanmôre vir ons 'n nuwe kleed aan. Dankie Here dat U sê as ons sonde bely, U is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons gee U die lof, die eer en die aanbidding daarvoor. In Jesus se mooi naam. Amen en amen. Nou, jy kan die sitplek neem. Ek wil vra dat die doopkandidate vir my net na vore sal kom. Kom stap maar by die staan al julle ry hier voor. Jesus red, genees, loop nog met sy Heilige Gees. Amen. En ons is so dankbaar vanmôre vir die doopkandidaat. Ek dink die jongste bekeerling is Jessica. Wanneer ek aan die vraag vra, wil ek jy moet saam met my wees, sy sit in die kerk, ek dink Afrikaans is 'n bit rusted. Dis soos my Spaans, ook 'n bietjie rusted. Maar ons gaan gee, maar ons is dankbaar vir Suster Meisie, Broer Jan, Broer Henny, Suster Jessica, Suster Rachel, wat die besluit geneem. Hulle twee is die jongste bekeerlinge. En ek kyk so na Rachel, is soos 'n spons. Hoe groter die spons is, hoe meer water drink hulle. Jy weet, hulle wil net meer en meer hê. En ons is dankbaar. Ek wil net vir hulle 'n vraag vra. Ek wil net Pastor Barry kom staan. Ek wil net 'n gebed vir hulle doen aan die doopelinge. Ek sal eers aan Henny julle Afrikaans. Glo jy met u hele hart dat Jesus Christus die Seun van God is? Jessica, jy en Rachel, do you believe with all your heart that Jesus Christ is the Son of God? Is dit jy oortuiging om julle te laat doop deur die doop van onderdompeling? Is it your own conviction to be baptized by immersion? Is dit enige persoon ooreed, forceer of verplig om tot hierdie stap van die doop oor te gaan? Have you been persuaded or compelled by any person to take this step of baptizing yourself? Nou. Dis wat nodig is vanmôre. Bekering, doop, en dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis die opdragte van die Here. En ons gaan staan, as ons klaar is, gaan ons net die offergawe opneem en die afkondigings doen. Dan as jy dan klaar is en jy gaan saam, ons gaan daar na Willa se ring toe, as jy nog nie weet waar dit is nie. Ons gaan die doop daar waarneem, die diensdag, en ek is dankbaar vir die dag wat dit is, en laat ek die doop moet doen, prys die naam van die Here, is 'n groot voorreg om mense te doop met die doop van die Here Jesus, wat hy vir ons die voorbeeld gestel het. Kom gemeente, staan saam met ons, terwyl ons Pastor Barry hierdie doop van Jesus Christus. As iemand tot sterwe kom, hy doodgaan, liggaamlik, doodgaan, wat doen hulle met daai persoon? Hulle begrawe hom. Hoekom? Om dit publiek bekend te maak dat daai persoon het gesterf. Is someone died. Like Barry, to make it public, so to show that person passed away. Nou as iemand Jesus Christus as sy verlosser aangeneem het, gebeur presies dieselfde. Want ons is in die doop, deur die dood in Christus Jesus. Nou het jy gesterf. You died for sin. You died for your past. Jy het gesterf vir die verlede. Nou moet dit publiek bekend gemaak word by die mense. Hoe doen ons dit? Deur die doop.
Nou word jy gedoop. Is dit 'n nuwe skepsel? Want die gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, toe hy gesterf het, van ons sondes en ongeregtigheid, het Jesus opgerig. Die soete Heilige Gees het Jesus opgerig uit die graf uit. So doen daai selfde Heilige Gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, kom woon nou in jou. The same spirit that raised Jesus from the dead, dwell in you now. So that you can be more than a conqueror. So that you can be victorious. Sodat ons gewas is deur die bloed van die lam. Want daai gees woon nou in ons. Die gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Daarom word julle gedoop vanmôre. Sodat julle dit bekend kan maak by al hierdie mense. Dat julle gesterf het vir die sonde en ongeregtigheid, maar dat julle nou leef vir Jesus Christus. Prys hy. Vader, ons kom môre in die naam van Jesus. Here, ek kom bid vir hierdie nuwe bekeerlinge, Here. Here, vir die wat terugkeer na U toe, Vader. Here, sodat een hulle hand sal vat. So die Heilige Gees dat U elke oomblik met hulle sal wees. Here, dat hierdie begrafnis wat ons vandag deurgaan, geestelike begrafnis, Here, dat hulle sal opstaan as nuwe skepsels in Christus Jesus. Here, en dat hulle U woord sal vat, sodat U woord hulle kan vat, Here. Sodat hulle meer as oorwinnaars is, Here. Dat hulle sal besef as die verlede wil terugkom, Here, dat U hulle vrygemaak het. Dat U hulle gered het, Here. Dat U die prys op Golgotha betaal het, Here. Dat U die duurste prys betaal het, sodat daar vir ons lewe kan wees. Sodat daar vir ons verlossing kan wees. Sodat daar vir ons oorwinning kan wees, Here. Here, ek bid dat U een en elkeen van hulle meer as oorwinnaars sal maak in hierdie dag. Dat U hulle sal trou hou. Here, soos daai koortjie sê, hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, maar daar's oorwinning te verkry. Gee hulle krag elke dag en hou hulle trou. In die wondernaam van Jesus. Here, ek bid hierdie besluit wat hulle geneem het, seën dit. In die naam van die Vader, die Seun en die Soete Heilige Gees. In Jesus Hy plaas my voete op die ewige grond, so baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê en groen weivelde, na waters waar is het, lei hy my, na waters waar is het, lei hy my, so baie diep haal hy my. So baie diep haal hy my. Hy plaas my voete op 'n ewige grond. So baie diep haal hy my. Baie dankie, Job. Vader, wat voorreg vanmiddag so by mekaar te kan kom om hierdie mense, Here, wat hulle lewe vir U gegee te kan kom begrawe en 'n nuwe lewe te kan opstaan in die doop deur die dood van Christus. Die gebed van my hart is, Here, dat die Heilige Gees hulle sal behoed en bewaar en beskerm en dat hulle spoedig sal vul met die Heilige Gees, Here, tot getuienis van U naam. Amen. 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 Wie is eerste? Wil jy dan ook? Ek kan nie regtig sien sonder die ding nie. So nou aan vas. Bring hierdie ding as herbevestiging van die doop in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Amen. Glory. Is jy reg?
net so net in die water bly hou. That's a good idea. Van die eie familie en die eie beleidings. So in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dank die Here. Ja, alles fijn. Of the Father and the Son and the Holy Spirit. Glory. Hoe lang gewag? Baie lank. But then you gave your life to the Lord, that was the big Alright, Rachel. On the own testimony of your faith and by your own heart conviction. And by that was you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Dit was nou. Dit gaan aan met Jan. Jan. Op grond van je eigen geloof, en je eigen belijdenis, loop ik jou in de naam van de Vader, en van de Seun, en van de Heilige Geest. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. And the white robe angels tell the story, a sinner has come home. Oh, there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. My sins forgiven I am bound forever, never more to roam. Baie dankie. Die woord van die Here sê dat dis sy liggaam. En die broodjie geneem, gebreek, sê neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gedoen. Doen dit tot my gedagtenis. Hierdie was 'n begrafnis, daardie was 'n begrafnis, dit was 'n opstanding. Ons Barry het gesê ons het Vrydag aand gedoen. Julle staan op in 'n nuwe lewe. Het julle reeds opgestaan nou. Hierdie is die liggaam. Kom ons vat daai broodjie vanmiddag en ons dank die Here vir sy groot genade wat hy aan ons gegee het om sy liggaam te breek sodat ons een met hom kan wees in Jesus naam. Amen. Net so ook na die ete, die beker met hierdie woorde. Hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. En dit is dikwels as julle daarin drink tot my gedagtenis. Jy kan nie heiligmaking lewe nie. Die bloed van Jesus reinig en heilig. Amen. Ons is net gehoorsaam. Ons doen die moontlike, maar die heiligmaking, dis die bloed wat ons heilig. Nie jou pogings nie, nie jou werke nie, niks nie. Ja, werke, geloof sonder die werke is dood, maar dis die bloed van Jesus wat ons reinig. Dus
Die broodjie wat jy gevat het, sy wonde wat vir jou genesing bring. Die Here dat jy ons maar sal reinig en heilig met die kosbare bloed van die lam. Terwyl ons so staan nie nader by ons. Wat so anders aan die kring te pray nie. En dat gaan vir hulle voordat ons net afhandel. Dankie Here Jesus. Vader in hierdie middag ons sê vir baie dankie. Ja, Here, vir dankie hierdie Here. siele wat U dalk moet red. Ja, in Jesus se Here, vir naam. hierdie mense wat ons dalk gedoop het in hierdie middag. Ja, ons dankie Here, ons prys U Dat U naam. hulle krag sal gee. Ja, vorentoe te stap in Here, ons weet Jesus die naam. duiwel gaan nou vel wees. Amen. Ja, Maar amen. dankie Here dat ons vanmiddag weet saam met U is hulle tot anders toe in staat. Amen. En Here, wil in hierdie middag en ek wil ek jou benoem. Dis nie sê eers dankie Vader vir U bloed. Ja, dankie Here. Here, wat is was van ons sonde. Ja, Here, die dag wat ons Here, vir ons siele gee vriende aan. Maar Here, ek wil in hierdie middag en ek wil vir u vra dat ons as 'n gemeente hulle sal dra. ja, in Jesus naam. Dankie Here. En ek vra dit in Jesus naam. Vader, kom bid ons vra maak hulle hulle lewe vir u verskoor. Ja, En ek bid dit in Jesus. amen. Die lof en die eer kom die Here toe baie geluk. Christ is